Ek is Marlene Don en ek sit saam met my vriendin Anita in St. Helena Bay. Ek drink 'n teetjie Black Like Me en dit is wonderlik om hier te wees. Goed, baie dankie Anita vir die geleentheid om te deel met die gemeenskap dwars oor die Weskus, almal wie my stem kan hoor. Wie Habe of wat Habe of Wellness is. Ja. Habe of Wellness is die derde identiteit wat hierdie spesifieke organisasie oor die jare gekry het. Die program het begin in die middel tot einde 90s in Saldanha as Hoetjies Bay werkswinkel vir gestremdes. Ja. En daardie idee is gebore uit die Anglikaanse kerk, the parish of Hoetjies Bay in Saldanha. Ja. Soos die jare verloop het, is die naam toe verander as gevolg van nuwe leierskap na West Coast IPD, wie die program amper grond toe gedryf het. Ai. En ek kan net vir die Here sê dankie vir vrouens soos Elise Botha en die ontslape Selma Eksteen, die ontslape Edgar, wie my kom nader het in 2018 om net 'n bietjie hulp te kom verleen sodat dan net weer 'n bietjie asem in die plek kom. Deur die departement van maatskaplike ontwikkeling het daar versoek gekom dat ek 'n ondersoek doen wat die gevolg is dat die plek in so 'n toestand is. Ja. Ek het glad nie formele opleiding gehad nie. In feite, ek het nie eers 'n regte hoërskoolopleiding gehad nie. Ek het standaard 8 3 dae gedoen. En toe die hoof my pak gee, want ek was baie gruwelik. Toe loop ek van die skole weg en ek het nooit teruggekyk nie. Die ondervinding en dit wat ek vandag vermag is deur 'n proses wat geskep is in die vorige NPO waar ek gewerk het. Ja. Die Community Resource Organisation in die Kaap, wat die administrateur was van al 9 provinsies se gemeenskaps organisasies in Suid-Afrika. En hulle het vir my gestuur na al 9 provinsies toe om sekere werke te gaan doen onder die armes van die armstes in ons gemeenskappe. Hulle het my ook die geleentheid gegee om te gaan leer van 6 buitelandse countries of omgewings, onder andere Indië, Namibië, Kenia, Zimbabwe, Malawi en die laaste was Colombia. Liewe orde. So ek het van mense geleer met die mense van die mense. En dit is die inligting wat ek kon terugbring Suid-Afrika toe en kom implementeer. Vandat ek by Habe of Wellness gekom het, of daai tyd, was dit die West Coast Center for Persons with Disabilities. Ja. Die verandering is teweeggebring as gevolg van die omstandighede waarin die plek gedompel was. En dit het omtrent so 2 jaar geneem om alle reëls en regulasies in plek te kry, om 'n bankrekening te open, om 'n nuwe bestuur aan te stel, om al die tipe van goed wat die plek compliant maak om te operate. Het het my so 2 jaar geneem om dit te doen. En ek het dit met liefde gedoen. En wat ek doen vandag nog, doen ek met Dit kan 'n mens duidelik sien. alle liefde. So in 2020 kon Habe of Wellness, nadat hy sy derde identiteit gekry het, sy eerste AGM hou, waar die Board of Directors aan die gemeenskap bekend gestel was
waar die konstitusie aangeneem was en waar die eerste finansiële verslag gedoen was. Op daardie stadium het ons met Siyabonga Suster Du Plessis baie nou saamgewerk om die administratiewe gedeelte van die organisasie te dra. Totdat ons sien, maar die plek is nou gereed om self aan te gaan en te genereer. En in 2021 was dit vervul en Suster Du Plessis kon met trots sy afgee of oorgee. Ja. En ek is van 2018 af is ek besig by Habe of Wellness. Die organisasie het van 9 lede af het hy gegroei tot 56. Maar oor die jare het ons baie van ons lede verloor aan die dood. Baie het verhuis. Ons is nou 40. Maar ek wil dit net noem. Hulle is nooit 40 per dag in die sentrum nie. As gevolg van hulle verskillende geestesomstandighede. Vandag voel die ou onder die weer nie gaan man. Môre is dit so en so. Maar ons respekteer dit. Ja. Dit is net dat ons as die oorsieners of die staf daarop moet attent maak dat ons gereeld met die ouers of die voorders in gemeenskap bly om te hoor of te verneem na die welstand van hulle. Sou hulle vir meer as 'n dag of 2 nie daar is nie. Dit is ons plig, spesifiek my plig. Ja. As die bestuurder daar om op te volg en te gaan nasien wat die werklike probleem is. Ek weet daar is 'n fantastiese houtwerkprojek wat vol stoom aan die gang is. En dan het ons nou gehoor van 'n naaldwerkprojek wat dit staan nou so op die punt om geboorte te gee, né? Dit is reg. Kom ek begin by die protective workshop. Net 2 mans is daar betrokke met die hulp van omtrent so 5 tot 8 van die persone met gestremdhede. Ja. En vir hulle het ons so geselekteer dat dit is meer diegene wie 'n gestremdheid rondom intellektueel het en nie diegene wie fisies gestremd is, want dit kan bietjie gevaarlik wees. Ja. So hulle berei die hout buitekant voor. Hulle is glad nie binne in die workshop betrokke nie. Ons het 'n opgeleide artisan wat jou produk vir jou kan design en hy maak hom soos wat jy hom wil hê. Op ons Facebookblad kan die gemeenskap gaan kyk na die produkte wat al gemaak is. Op hierdie stadium is ons nou onder druk as gevolg van die feit dat dit tyd vir matriekafskeid en mense kom met groot bestellings en dan is daar die individue wat die een wil 'n hangkas hê, daai een soek 'n zienkas, daai een soek tafel en 4 of 6 stoele. So dit gaan 'n bietjie gerook en baie keer is ons mense soort van ongeduldig oor die wag. Maar op hierdie stadium is daar niks wat ons aan kan doen want ons is understaff. Maar die eindproduk is ons deliver en dit is 'n gehalte produk wat jy kry. Dit is glad nie 'n markverwante bedrag wat jy betaal. Ja, nee, absoluut. Juist as gevolg van die feit dat ons 'n NPO is met PBO status, kan ons nie mense markverwante pryse vra nie. Ons vra dit meer wat ons uitgee met ietsie ekstra. Ja. Om te help om die pot aan die kook te hou. Absoluut. Ja. Daai geeltjie help ook in baie gevalle om hier en daar 'n overhead te cover as ons nog genoeg kan accumulate vir die maand. In die dagsorg het ons die naaldwerkprojek. Ons het goeie industriële masjiene wat nou al vir 'n tyd lank staan. Ons het op 'n stadium het ons gordyne gedoen op aanvraag
van die gemeenskap, maar dit het gestagneer as gevolg van die feit dat daar nie bronne is om materiaal aan te koop en garen en so dat tipe goed nie. So ons het nou konfirmasie gekry dat die windplaas van Hopefield vir ons 'n parant gaan gee om materiaal te koop. Fantasties. So ons het dit nou al geadverteer en daar lê nou al 'n hele paar bestellings. So ek is baie opgewonde oor dit. Vir my is dit baie belangrik dat enige organisasie iets lewer aan die gemeenskap. Ja. Dit is vir my baie belangrik, of die belangrikste, dat die organisasie self sy eie inkomste moet genereer. En nie so bakhand staan nie. Ja. Nie dat ons ondankbaar is, ons is vir die Here baie dankbaar. Ja. Vir elke stukkie ding wat in daai sente inkom. Ons is verskriklik is ons dankbaar. Ongeag wat dit is, solank dit bruikbaar is. Natuurlik. En solank as wat dit ten voordeel van daai persone met gestremdhede is. Ja. Aan die ander kant is dit ons as bestuur se plig om te kyk hoe help ons vir Anita wat 2 brode gebring het, kan ons ook nog 2 bysit. So ons probeer om te match dit wat inkom. Ons is baie ver van die doellyn af, maar ons is vinnig besig om na die doellyn te beweeg en in te haal. Ja. Ons het 'n fantastiese stimulasieprogram. En voordat ek by benodigdhede kom, wil ek net noem, een van ons lede, Nicoline van der Berg, het 3 kopstrips gehad. Ai. Wat vir haar outomaties gestrem gelaat het. Nicoline kan nie so goed meer onthou nie. Ja. Maar deur die stimulasieprogram het sy so pragtig bygekom dat die dokter, haar dokter in Somerset, actually ontslaan het. Dit is net onwaarskynlik, aangesien die medisyne nie die vermoë of die denke gehad het, dat sy ooit so sal bykom nie. Ja. Nou deur die program het sy so verskriklik recuperate dat sy het verlede maand is haar eerste boek vrygestel. Kan julle dit glo? Katryntjie. Haar tweede boek het verlede week uitgekom, Engele in my tuin. Ai, die Here is 'n pragtige bundel wat sy nou binnekort gaan launch by die sentrum. So in die stimulasieprogram is daar baie fyn en klein goed wat ons nodig het om daai tipe van uitkoms te kan bewerkstellig. Daar is mense wat glad nie kan lees en skryf nie. Ja. Ons het verskriklik baie papier nodig. Ja. Ons het verskriklik baie kruit nodig. Ja. Ons het verskriklik baie apparate nodig waar hulle as deel van die stimulasieprogram met hulle hande kan oefening gee. Hulle se oog koördineer. Ja. So daar is fyner goed wat binne die stimulasie nodig is om vir hulle aan te help, sodat hulle kan floreer tot op 'n sekere vlak. Ons weet, hulle sal nie werklik die status kan bereik van normaliteit nie. Ja. Maar ten minste, as hulle die dag by Habe of Wellness uitstap, kan hulle met trots stap van ek kan my naam skryf. Ja. Ek kan 'n sin skryf. Ek kan 2 sinne kan ek lees. En dit is wat ons beoog met die stimulasieprogram. Definitief kan dit aangespreek word sou daar genoeg barmhartige Samaritane is. Dan sê ons vir die Here dankie daarvoor. Die staf, soos ek vroeër genoem het, is 'n klein komponent, maar op hierdie stadium in terme van die behoefte of die finansiële tekortkominge van die organisasie affekteer dit direk die staf.
want ons kry 'n begroting kwartaalliks Ja. van die Departement Social Development wat minimaal is. 2 jaar terug het nasionaal almal se budgets gesny. Ja, ek onthou. Ons was gesny met 106,000 rand. Nee. En dit het daai gaping het dit gelaat, maar as 'n familie binne in Habbe Overwinds het ons maar nog altyd gevoel, wat is dit wat ons kan doen om daai gaping effentjies te verminder? So, ons kry stipends, ons kry nie salarisse nie, want daar is nie. En dit is nou vir die afgelope 3 jaar dat daar nie kan gekyk word, verskoon my, vir 'n soort van 'n verhoging nie. Ja. Byvoorbeeld verlede maand was daar 3 van ons stafnemers wie nie 'n salaris kon kry. Ek is vir die Here weer eens baie bly, want as ons met mekaar gepraat het en gedeel het, en vir my spesifiek is 'n oop boekverhouding die beste. So my staf weet presies wat in die boeke aangaan. Ja. Wat kan hulle die maand verwag en wat kan hulle nie verwag nie. Ja. Wat is dit wat ons as staf kan doen om dit te keer of om dit aan te help? So ons het 'n baie goeie verstandhouding. Ons verstaan dat daar veral in 'n NPO dat daar nie elke dag gaan wees nie. Ja. Maar ons moet daar wees. Ja. As staf moet ons daar wees. En ons moet skouer aan die wiel sit. Om die pot aan die kop te hou. Natuurlik. Ons moet skouer aan die wiel sit om die plek skoon te hou en te sien dat ons lede veilig elke dag in die sentrum is en veilig by hulle huis terugkom. So Dries en Albert Milland, hulle se ma is ook 'n verpleegster en met die gesondheidsaspekte van hulle kan sy baie leiding gee. Ja. Vir die 2 broers wat gaande is oor daai persone met gestremdhede. So hulle doen baie, hulle help vir hulle met die instandhouding van hulle se Facebook pages. Hulle help vir hulle om te leer lees en te skryf wat dit weer vir ons makliker maak in die stimulasieprogram. Ja. In die stimulasieprogram het ons hulle nou gekategoriseer in 'n level 1, 2 en 3. Dan het ons nou ook 'n grondslagfase. Jy spesifiek vir diegene wie nêrens betrokke was by 'n skool of so nie. En dit is nou hulle challenge. As ek mag, sal ek bitter graag 'n beroep op die gemeenskap wil doen. Om by 'n dag of 2 in te kom as 'n volunteer. Ja. Net om te kom help watter vaardigheid jy ook al het. Ja. In terme van leerprosesse. Ons sal dit verskriklik baie waardeer. Want ons kan nie op hierdie stadium ekstra mense aanstel nie. Ja. Omdat ons finansiële kapasiteit dit nie toelaat nie. Ons is in Trigatstraat nommer 39 in Saldanha. Dit is ons straatadres waar die sentrum geleë is. Ons telefoonnommer, landlyn, is 022 714 4579. U kan vir my skakel op 062 860 6020. Dan het ons 'n Facebook page. Gaan kyk maar net vir Habbe Overwinds. Ja. Ons het ook 'n webwerf. hopd.lovable.app. So u kan daar ook gaan kyk. U is welkom om enige tyd by Trigatstraat nommer 39 te kom aanklop, al is dit net vir 'n lekker geselsie of net om te kom kyk wat Ja. Wees vry. Ons is daar van Maandag tot Vrydag van 8:00 die week tot 3:00 in die middag op 'n donderdag. Vrydag kom ons lede glad nie in nie.
Ja. Die staf neem vir Vrydag as 'n administratiewe dag om dit wat nie hierdie week klaar gemaak Ja. is nie, om dit Vrydag af te rond. Ja, dit is waar ons is. En wees vry. Gaan op ons Facebook page, kom kyk in by die sentrum. Fisiese kontak Ja. is altyd vir my die beste. Ja, ons het lekker gekuier hier by Marlene by Habrak Wellness. Dankie Marlene, dit was lekker om hier by jou werksplek te kuier vandag. Jou mense te ontmoet, al die lede te ontmoet en die wonderlike mense wat so mooi werk hier saam met almal. Baie dankie, ons waardeer dit. Baie dankie Anita en baie dankie aan die innommers wat dit moontlik maak dat ons so lekker met mekaar kan saamkuier. En ek hoop nie dit gaan die laaste kuier wees. Nee, wat? Ek Kuier glo elke maand. ons gaan aan mekaar kuier. Ah. Baie dankie alle liefde. Mooi dag.